Goeienaand broers en susters, welkom by Huis van Gebed. Wat so voorreg is dit om net die naam van Jesus te kan aanroep en te weet ons God en ons koning lewe en al die lof en prys en eer kom aan hom toe. Ek is so dankbaar vir dat die mens aan 'n tyd kan uitkoop om ook die woord van die Here uit te dra. Ja, ons het nou die drie boodskappe wat die liefde, die vreugde, die vrede en die vreugde van die Here. En vanaand gaan dit oor die genade. En ja, dis nie altyd so maklik. Ding is genade en geduld, as ek nou reg is. Ja, kom ons gekom by die genade kant uit van die Here. Deur genade is jy gered nie deur die werke nie, sodat niemand kan roem nie, want Jesus Christus is die een wat vir ons gered het. Hy is die een wat die volmaakte werk gebring het. En dan sê die Here ook, julle moet geduldig wees met julle broers en susters, al wat swakker is as julle wat sterk is. Wie ons is so maklik wat ons net voel dat, kan nie die mense nie net vir hulle self dink of iets nie. Maar dan sê die woord, weet, jy wat sterk is, moet hy hom of haar wat swak is, by die hand vat en hulle lei, hulle optel en versterk hulle. Want hoe as iemand swak is en niemand lei 'n persoon nie, as 'n babietjie nie melk kry nie, hoe gaan hy groot word? En as hy groot is en niemand gee vir hom kos om te eet nie, hoe gaan hy, weet, dit alles pas so in mekaar in, al die goed van jou lewe, hoe die Here vir ons geskaap het en hoe die Here vir ons deur elke punt bring van sy liefde, sy vrede, sy vreugde, nou is dit sy genade en barmhartigheid, laat ons na die swakkes in ons en rondom ons ook moet omsien na. Weet jy, dit luister na iemand, al verstaan 'n mens dit nie altyd nie, dan bid 'n mens in jou hart, Here, gee vir my net die wysheid om die persoon te kan help, want myself is nie baie slim nie. Wat ek weet is, dis die Heilige Gees, dis die Gees van God wat deur my werk. Ek is net die instrument in die hande van die Here en dit is so 'n goddelike voorreg om 'n instrument in die hande van God te wees, om te weet, Here, aan U kom toe al die lof en al die prys en al die eer, en U is die pottebakker en ek is die klei, en Here, U maak vir my net wat U wil, en ek is tevrede met, maak nie saak wat se instrument die Here van my maak nie, en ek sê wat die Here op my hart lê om te sê, want dit is die Gees van die Here wat dit op my hart lê, en so kom ons wees geduldig met die mense wat swakker as ons is, wat nie miskien op daai, 'n mens kan amper sê, op daai vlak gekom het waar hy dalk nou al is nie. Weet, baie mense dien die Here al 50 jaar miskien, en dan kom jy 'n jaar of 2, maar ek onthou baie jare terug op Buffels, het ek so omtrent 3000 meter ondergrond, dan het ek so 'n klein Gideons Bybeltjie gehad, en as ek 'n kansie gekry het, dan het ek in daai hitte gesit, en hy Gideons Bybeltjie net so 'n ou koplampie, en dan sit ek hy Gideons Bybeltjie, en dan lees ek vir hom, en soos die sweet op daai ou Bybeltjie geval het, net om die woord van die Here te kry, net om te kan leer, want ek wil soveel meer van die Here geweet het, ek het so behoefte my gehad om te, Here, ek wil net meer weet van U, ek wil net meer weet van U, en dan sit jy daar in daai donker, ek dink die ouens wat die goudmyne gewerk het in die ou dae, daar is nie vandag se leksheid van, jy loop met ligte tot in die werksplekke nie, jy het net by die stasie ligte gehad, en as jy daar uitgeloop het, dan was dit net jou koplampie op jou, en dan moes jy gehoop het, hy koplampie hou die 8 ure of 10 ure, partymal 12 ure, tot jy weet die myne uitkom, en
dan het ek hy ou klein Gideons Bybeltjie so my so sakkie gehad en dan het ek vir hom gelees en bestudeer. En dan het ek ook die mense wat die Here nou al jare dien ook dan gevra, hoe sien hulle dit? Hoe bevind hulle dit? En dat die antwoord wat ek dan van hulle afgekry het, dan het ek dit opgeweeg met dit wat ek uit die woord van die Here gekry het. En dan het ek by mekaar gevoeg en dan kon ek sien, wat het die Here vir my gesê, wat wil die Here vir my sê? En dan was ek so opgewonde daaroor, dat ek altyd net meer en meer wil gepraat het. En ek dink dis wat die Here vir ons wil sê is, moenie iemand wegstoot as iemand hier vir raad vra, is iemand vir u vra, wat dink jy om dit of oor dat? En want my broers en susters, as dit nie vir die ou mense was nie, dan waar was ons gewees vandag? Waar sou ek gewees het vandag? Want ek het by baie ou mense geleer van die dinge van die Here, aangaande die Here, en ek kon ook vir ou mense vertel het van die dinge van die Here, en hoe die Here my lewe werk, en hoe die lewe dalk in u lewe werk. Want die Here werk in elke se lewe op 'n ander manier, want ons almal sien dieselfde nie. Ek kan 'n mynerse taal praat, en ek is 'n myner. Ek is my hele lewe in die mynbedryf, en selfs toe ek engineering besigheid gehad het, was dit alles toch steeds mining gewees. En so ek met in 'n miners se gedagte kan ek met hom praat. Ek met 'n miner praat, want ek weet hoe voel dit daar onder die grond. Ek weet hoe voel dit die omstandighede wat in is. En daai jare wat ons toch was, het jy nog sloukort en vaaskort. Dit is alles goed wat die brand gesteek het. Wat die dynamiet op die vuiste laat ontplof het. En ja, vandag is alles elektronies, die draad word dit te goed vastgesit en dan die myn uit is, dan druk hulle boortop en die hele myn se paneel gaan dan af. En daai jare het jy jou eie goeders gebrand. Ek onthou nog, oom Jan was 'n ou developer wat my geleer het om te develop. En dan het hy die sloukor so in 'n bondel gedraai, want voor dit het jy, hulle het dit 'n cheese stick genoem. Dit was soos, zeg maar soos 'n vuurtjie, kom ons sê maar, fisies gewees, wat hy dan in die brand gesteek het, en dan het hy elke gat, soos wat hy wou hê, moes ontplof het, het hy dan gebrand, en toe dit van die mark afgegaan, en toe het hy sloukord so in 'n bondel gedraai, en omdat het stadig gebrand het, dan kon hy die paneel so in die brand gesteek het, want dis hoe hy geleer het om te myn. En die lewe het moderner geraak. En dit gaan dieselfde met ons as kinders van God. Weet, die lewe raak so modern dat, en 'n mens moet vasthou, want die woord sê, die wêreld moet by die Bybel aanpas, weet. Die wêreld moet by God aanpas. God pas nie by die wêreld aan nie. Die woord pas nie by die wêreld aan nie. Die wêreld moet by ons aanpas. Want dit wat so belangrik is dit wat die woord van die Here vir ons sê. En my broers en susters, kom ons vat vanaand se woord, dit sê baie lang woord nie. Kom ons lei hulle wat swak is, vat hulle by die hand, en kom ons vat hulle, en ons leer hulle wat is dit om 'n kind van die Here te wees. Ons dra die liefde van God uit oor hulle, en ons spreek die vreugde van die Here uit oor hulle, en ons sê vir hulle wat dit is wat jy moet doen om 'n kind van die Here te wees, en om sterk te word in die Here wat belangrik is. Dis een van die belangrikste punte, is om sterk te word in die Here, om hy verbinde om net in die eenheid van die Here te kan beweeg, om te bedink die dinge wat in die hemel is, wat die Here wil hê ek moet doen op hierdie aarde. Daai verhouding tussen my en die Here wat so belangrik is, en die Heilige Gees wat die salwing dra. Weet, 'n mens moet dit alles vir die swakkelinge by die hand vat, en dit help nie, ons gee vir hulle alles nie. 'n Mens moet vir hulle stelselmatig leer om op te groei, om 'n kind van God te wees. Halleluja. Broers en susters, mag hierdie boodskap ook vir u seën, mag ons ook geduldig wees, en ja, kom ons wees geduldig met hulle wat nie so sterk is soos u nie, en kom
Kom ons vat hulle by die hand en ons lei hulle op die pad van geregtigheid en mag die Here vir u seën. Halleluja, kom ons bid net gou saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord vanaand. Dis nie baie lang woord nie, Here, maar dit is kosbaar. Dit is kosbaar om te weet, Here, dat ons wat in 'n verhouding met u is, Here, ons wat die wysheid van die Heilige Gees in ons harte het, Here, dat ons geduldig met hulle sal wees wat swakker as ons is, dat ons hulle sal leer, Here, dat sal 'n hand sal vat en sê, kom, loop saam met my op pad, ek sal vir jou help waar ek kan. Here, dit is so belangrik, want ons het dit so nodig in hierdie dae van vandag. Here, ons wil nie vertroetel word aan ons ore nie, ons wil die woord, die ware evangelie hoor. Ons wil hoor die liefde van die Here. Ons wil weet hoe om te kan bid. Is dit reg wat ek bid? Is dit reg hoe ek die Bybel lees? Is dit reg hoe ek die Bybel verstaan? Here, laat ons nie sal ongeduldig raak nie en sê, kom sit by my, laat ons die Bybel lees, en ons kan daaroor praat, en ons kan brood breek, ons kan saam nagmaal hou. Here, dit is so kosbaar net om die woord van die Here uit te dra. En Vader, gee vir ons die wysheid en die insig hoe om dit te doen, my God. En ons eer die Here vir elke les wat U in ons harte bring, om ons dit kan uitdra, Here. En ek sê vir baie dankie. Dankie, Here, dat U vir elke broer en suster seën. Mag U seëning op hulle rus in die naam van Jesus Christus. Here, en as daar enige probleem is, as daar enige tekortkoming is, laat U net sal die hand sal uitsteek en hulle sal aanraak. Here, daar soveel mense wat vandag net bekommernis het. Here, wat nie regtig weet wat se kant toe nie. Daar is uit een kant toe, dis na die Here toe. Vader, dis die regte kant. Dis al weg wat daar is die weg van die Here. En Here, ons is opgewonde daarvoor, ons sê vir U dankie. Dankie my God om te weet dat, Here, ons skuil by die Allerheiligste. En Here, U gee vir ons die krag, sodat ons die swakkelinge kan dra. En Here, al die lof en prys en eer behoort aan U, in Jesus naam. Amen. My broers en susters, die Here seën vir U. En weer eens, my naam is Ben Arnold van Huis van Gebed. My selfoonnommer is 072-305-7960. Ons is beskikbaar vir bediening. As jy vir ons wil nooi, is meer as welkom. En ons doen dit met die grootste liefde van die Here. Amen. Shalom my broers en susters, die Here seën vir u. Amen.